Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 9 Maart. Hou op met aardsgesindheid. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dank U dat ons vrylik uit hierdie studie en uit U skrif mag leer. U weer gee ons asseblief wysheid en insig terwyl ons hierdie studie aanpak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Deesdae hoor ons nogal baie slagspreuke. Beëindig die oorlog. Hou op met ontbotsing. Hou op met kernwapens. Maar die een wat ons heel waarskynlik nog nooit gehoor het nie is, hou op met aardgesindheid. Dit pas net nie in by die ontvanklikheid van ons wêreld nie. Nie dat enige van die ander slagspreuke verkeerd is nie, of dit wat dit aanbeveel verkeerd is nie. Dis net dat die wêreld baie kortsigtig is as daar in ag geneem moet word dat die ewigheid om die draai is. Ons fokus moet baie hoër wees. Lees Kolossense 3 vers 5 en 6, lees ook Romeine 6 vers 1 tot 7. Hoe ondervind ons dit wat beteken om dood te wees vir self en vir aardsgesindheid en lewend vir, soos Kolossense 3 vers 1 dit stel, die dinge daarbo? Ons lees Kolossense 3 vers 5 en 6. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Ons lees ook Romeine 6 vers 1 tot 7. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook kan wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Romeine 6 vers 1 tot 7. Al het ons geestelik saam met Christus gesterf, moet ons lede, dit is die versoekings wat ons liggaam en ons gedagtes ons mee konfronteer, doodgemaak word. Maar ons moet twee dinge in verband met hierdie wet verwesenlik. Eerstens, in Kolossense 3 vers 1, aanvaar die Griekse vorm wat Paulus hier gebruik, dat ons inderdaad saam met Christus opgewek is. Tweedens, die bevel in Kolossense 3 vers 5 is 'n gevolg van daardie feit. Maak dood dan. Ons kan net die aardse dinge, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid ensovoorts afsterf omdat ons saam met Christus opgewek is en sy geestelike lewe en sy krag besit. En so hierdie dinge uit ons gedagtes en uit ons lewens hou. Dit is interessant dat die enigste ander verskyning in die Grieks van dieselfde frase, toorn van God, wat in Kolossense 3 vers 6 voorkom, in Romeine 1 vers 18 voorkom. En dit lees, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. God laat die mense oor aan sy eie bose wee, en so kom sy toorn ook. Openbaring 6 vers 16 en 17 lees, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam,
want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Kolossense 3 vers 6 wat ook lees oor die kinders van die ongehoorsaamheid. In Romeine 1 vers 18 verwys Paulus na goddeloosheid en ongeregtigheid teenoor onreinheid. Dieselfde Griekse woord wat in Kolossense 3 vers 5 gevind word, baie spesifiek vir mense wat in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee het aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Romeine 1 vers 24. Hoe onteer hulle hul liggame? Eerstens, omdat hulle weier om die Skepper te erken, maar ook Romeine 1 vers 26 en 27 wat sê, deur skandelike hartstogte, want hulle vroue het hulle natuurlike verkeer verander na die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe. Romeine 1 vers 26 en 27. Hoe verstaan ons die woorde in Kolossense 3 vers 5 wat lees, maak dood dan julle lede wat op die aarde is?